graag 'n gedeelte aanhaal uit die skrif uit, liewe Heer, wat sê, wees altyd vol blydskap. Praat met die Here elke keer as ons 'n kans kry. Ons moet nooit moeg word om te bid nie. Here, help ons dat ons so gewoond raak om met U te praat. Asof U hier langs ons is, in die kar is, waar ons ook al gaan. En dat ons nooit ophou om te bid nie. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Op Struisbaai is die dorpie verskriklik besig en vol. Ons sit maar op die stoep en dan kyk ons hoe die wittetjies verbygaan see toe en hulle rooi terugkom reguit apteek toe. Maar ek sien ook hoe die chakkiebote uitgaan met hordes en hordes geelstert. So waar ek bly is 'n voorreg en ek dank die Here daarvoor dat ek naby die see is en dat ek dit kan geniet. Ek wil vanoggend 'n paar goed uitlig na julle. In die eerste plek wil ek vertel van, ons almal sal onthou van die apartheidsjare in die 1960s. En ek persoonlik onthou nog die werklikheid van die aandklok. Die sirene wat 9 uur in die aand afgegaan het, om anderkleurige mense te verbied om in die strate van ons dorpie te wees. As kind, as blanke, het dit ons nie geraak nie. Maar daardie sirene het mense se vryheid, se menswaardigheid weggeneem en soveel hartseer veroorsaak. Hoe ironies is dit, dat dit ons nie werklik geraak het nie. Nie totdat COVID by ons aan deur kom klop het nie. En ook 'n aandklok geword het. 'n Klok wat ons in ons huise ingejaag het, almal geraak het, en skielik is ons almal eenders. Wit, swart, bruin, geel, noem maar op. Ons en die wêreld agter glasvensters in tronke sonder tralies. Daar is ook ander tralies in ons geskiedenis, en dit bring my by 'n besondere gebeurtenis. 1899 tot 902 was dit die Anglo-Boereoorlog. En dis opgeteken in ons land se geskiedenis. Daar's baie mense wat dit nie weet nie, maar 27.927 mense sterf agter Lemmetjiestraat, waarvan 79% kinders was onder die ouderdom van 16 jaar. Konsentrasiekampe verrys soos paddastoele uit die grond. Mafeking, Potchefstroom, Irene, Heidelberg en vele meer, 46 tentkampe agter Lemmetjiestraat, waar blanke vroue, kinders en bejaardes aangejaag word soos diere en van hulle vryheid ontneem word. Die Engels het dit genoem skoonmaak van die land. Hele dorpe is afgebrand, Wolmaranstad, Bethel, Ermelo, Carolina, Parys, oral het rookwolke in die lug gehang. Plase is afgebrand. Gesaaides, beeste, skape, perde, gedood of vermink agtergelaat. Agter Lemmetjiestraat het vroue verwese, verslete gestaan, ontneem van medisyne, genoeg kos, en hulle moes in haglike tente bly, bitterkoud snags, bedag verskroei deur die ongenaakbare hitte. Vrouehande wat nie geskroom het om agter 'n ploeg in te skuif, wat geweet het hoe om 'n sanna te laai, wat seep kon kook, mans en vroue klere met hand, naald en garing kon maak, wat die geheime van die natuurlike medisyne uit die veld geken het gesien hoe hulle kinders sterf van longontsteking, masels en wanvoeding. Agter die Lemmetjiestraat het hulle die rookwolke gesien. Angstig het hulle bidend gewag op nuus van hulle jong seuns, hulle mans, hulle bejaarde vaders wat op kommando was. Uitkoms was daar nie, en moedige boere het hulle lewens gewaag om te probeer kos en nuus te smokkel deur die Lemmetjiestraat. Ek wil julle vertel van 'n besondere vrou, Annette Marais. Sy was een van die krygsgevangenes. Om haar het sy daagliks meer en meer kindergrafies sien op verrys. Moederharte het angstig gewag op nuus van hoeveel van hulle mans, jongseuns of vaders vir hulle lewens geboet het, gewond of as krygsgevangenes weggevoer is, en sy het weer haar medekampgenote probeer bemoedig.
Sy het hulle vertel hoe sy die vorige nag gebid het en vir die Here gevra het, Here, gee asseblief vir my 'n boodskap van hoop. En daardie aand open sy haar Bybel by Matteus 19, vers 29 tot 31. En ek lees graag die gedeelte uit die nuwe vertaalde Bybel. Wat dink julle? Sal iemand vir 'n mossie betaal? 'n paar sent miskien, of hoe? Al is hulle vir ons hoe min werd, gee God tog baie vir hulle om. Kyk net hoe sorg hy vir hulle. Nou nog 'n vraag. Wat dink julle, vir wie gee God die meeste om? Vir die mossies of vir julle? Ek hoef eintlik nie eers hierop te antwoord nie. God gee natuurlik 1000-mal keer meer om vir julle. Van kop tot tone is julle vir hom belangrik. Nou ja, as julle dit weet, hoef julle mos nie bang te wees wat mense aan julle kan doen nie. Is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van die Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop afgetel. Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. En daar waar almal sit en luister, vlieg daar skielik 'n vaal klein mossie en kom sit op haar skouer. 'n klein mossie met dunne beentjies hier op haar skouer. Daar in die konsentrasiekamp agter die Lemmetjiestraat by Betuli was daar skielik hoop. God het vir hulle 'n teken gegee. Hy het hoop aan die kruisgevangenes in hierdie uitgesiglose situasie gebring en gewys dat hy steeds by hulle is en sal wees. En boerevroue se hande wat saamgeklem was in magteloosheid, sy hande word saamgevou in gebed. Net een klein mossie. Ek wil myself verstout om te sê, die Here ken mossietaal. En daai mossie tel sy koppie op, daar waar hy besig was met sy mossie dinge, en vlieg soos blits om die Here se boodskap van hoop te bring. Een klein mossie. Net een klein mossie. 21 Mei 1902 was die oorlog verby. Die afskielike draadheining het verdwyn en versleerte boeremense het uitgestap wat van voor af weer moes opstaan en om weer te begin. Wat daar in die kamp gebeur het onder die aandag gekom, want kolonel Jan Smuts, generaal Jan Smuts, as gevolg van hierdie getuienis het hy opdrag gegee dat die mossieverhaal in 1932 op ons land se kleinste muntstuk, die kwartpenny gedruk moet word. In 1961 het dit ook op die 1 sent muntstuk verskyn. Kan ons indink, hoeveel keer het hierdie muntstuk deur mense se hande gegaan? Hierdie mossieboodskap, wat opgeteken is in ons land se geskiedenis, sodat ons die boodskap van die muntstuk verstaan het. 'n Evangelieboodskap van hoop op 'n muntstuk. Maar dit eindig nie daar nie. Ons leer ook van Jak de Priester se verhaal, van hoe hierdie mossiepuntstuk meer as 80 jaar gelede ook vir hom 'n boodskap gebring het. Jak was in Londen, ver van sy land en sy mense. Hy het deur 'n moeilike tyd gegaan. En die spesifieke aand is hy op sy knieë en hy worstel met die Here. En hy soek antwoorde. En hy maak sy Bybel oop. En die Here stuur vir hom ook die mossieboodskap. En hy bid vir uitkoms en hy pleit vir uitkoms. Wat toe die volgende dag gebeur? So klim hy moeg en gelukkig op die trein. En net daar op die vloer van die trein in Engeland, by die Londense treinstasie, tel hy 'n muntstuk op van die vloer af. 'n Suid-Afrikaanse 1 sent muntstuk wat op die agterkant van hierdie geldstuk sit die mossie. Dieselfde boodskap wat die Here die vorige aand vir hom gegee het. Niks is te ver en niks is onmoontlik nie. Dat daardie 1 mossie boodskap in Engeland op die vloer kan lê nie. God is by hom op die trein. God is by die vroue in die konsentrasiekamp. God is by ons. Maak nie saak wat 'n hoë heining draad ons omspan nie. Hierdie verhaal het my diep geraak. Want kry ons maar nie almal daai Lemmetjiestraat ondervinding in ons lewe nie. Met my laaste besoek aan ons seun, het ek hom gevra om sy pa se ou muntstukke vir my te gaan uithaal. En daar tussen die muntstukke kry ek 'n half sent met die mossie op.
En ek sien in die geldboksie van Andrew, lê sommer 'n klomp mossie boodskappe. En ek hou hulle styf vas in my hand, en ek vat een vir my, en ek vat een vir Annelie, en ek vat nog eenetjie vir just in case. Nou kom ek by vandag se boodskap aan ons. Die mossie op die pennie. Sou nooit 'n mossie op 'n skouer kon wees, as dit nie was vir die 8 dae in die heelal se geskiedenis nie. Die mossie in die Bybel sou nooit vir ons die krag en sekerheid kon gee, as dit nie was vir daardie 8 dae nie. Dag 1. Johannes 12 vers 1. 6 dae voor Pasga was Jesus by sy vriende Lazarus, Martha en Maria. Dis Saterdag voor sy terugstelling. Ek lees meer in daardie oomblik dat hulle net vriende is. Ek sien hulle besig daar. In die 5 dae het hy by hulle deurgebring en by hulle gebly. Martha, wat maar Martha is, sien ek met 'n voorskootjie aan. Hard besig om kos te maak. Ek kan nie dink hoe besig was sy en sy wil net haar bes te doen. Ek wonder wat het deur sy hart gegaan. Hy het geweet, hy loop nou die laaste tree. Dan is daar Maria, wat altyd spesiale oomblikke raak gesien het en net naby hom wou wees. En sy salf sy voete. En ek wonder wat sou gebeur het, as sy moes geweet het dat daardie voete binne die volgende paar dae die laaste tree sou stap. En dit na die kruis toe. En ons lees dit in Johannes 12, vers 1 tot 3. Hy sou 5 nagte daar oorbly by hulle. Dag 2, die Sondag, sou hy Jerusalem op 'n donkie binne ry, terwyl die skare skree, Hosanna, Hosanna. Hulle klere en palmtakke was voor die esel neergelê om te verhinder dat daar stof op hierdie ridder, wat hulle gesê hy gaan die redder wees, kom. Die een wat hulle verlos van die Romeinse juk. Hy sien die gesigte, vol vreugde en afwagting, en sy hart breek in hom, want hy weet, hoeveel van hulle gaan uitroep, kruisig hom, kruisig hom. En ons lees dit in Sagaria, ons lees dit in Matteus en in Markus. Hy besoek ook die tempel, en daarna keer hy terug na Betanië. Dag 3. Maandag het Jesus op pad na die tempel 'n vyeboom langs die pad vervloek. 'n Boom wat vol blare mag geen vrugte dra nie. Op die tempelterrein het hy die geldwisselaars, die duiweverkopers se tafels en stoele omgekeer. Daarna het hy siekes na hom toe laat kom en hy het hulle genees. Wat vir my vreemd is daar, niemand het hom teëgestaan nie. Niemand nie. Niemand kom hom om die oë kyk terwyl hy besig was om dit te doen nie. Dag 4. Dinsdag was 'n vol dag. Jesus het die skare geleer, beide in die tempel en ook op die Olyfberg. Heelwat hiervan is in latere dele van die evangelies opgeteken, soos in Matteus en in Lukas. Gedurende die dae het skrifgeleerdes nog steeds probeer om hom uit te lok met strikvrae. Jesus het hulle direk aangekyk en hulle geantwoord. Hy het geweet wat beplan hulle. En as hulle dit net reg kry, en as hulle tog net wou agslaan op sy woorde, maar hulle harte was verhard, en hulle het instrumente in die hand van Satan geword. Dag 5. Woensdag is nie so duidelik wat Jesus gedoen het nie, maar hy het heel waarskynlik die dag saam met sy disippels in gebed deurgebring. Weer wonder 'n mens, terwyl hy so by hulle is, hoe het hy gevoel terwyl hy so saam daar is? Dag 6. Jesus se laaste tyd saam met sy disippels in die bofortrek. Hulle het nagmaal gehou, hulle voete is gewas. Wat het alles deur sy gedagtes gegaan? Ons weet net die paar goed wat opgeteken is vir ons, en ons bou vir ons daaruit gedagtes soos ons dink dit kon wees. Dit was die laaste keer dat Jesus saam met hulle Pasga eet. Toe hy die brood breek, het hy geweet, die uur is naby. Hy het geweet dat sy heilige liggaam verniel en vermink gaan word. Hy het na sy disippels gekyk en geweet, hulle verstaan nie. Hulle verstaan nie. Tog het hulle geweet, hulle het aangevoel, iets verskrikliks gaan gebeur. 'n Somber, emosionele oomblik. Toe die wyn rooi in die beker klink, het hy geweet dat môre gaan hierdie eeuoue simboliese heenwysing na die bloed van die offerlam vervul word, wanneer hy sy bloed vir die redding van die sondige wêreld gee.
Dan bid hy sy gebed, soos aangeteken in Johannes 17. Vader, die uur het gekom. Vader, die uur het gekom. Sy disippels is ontstel. Hulle hoor sy dood is op hande. Hulle hoor hy gaan weg. Hy bid vir hulle en selfs vir ons, wat nog nie eens gebore is nie. En Petrus hoor, hy gaan die Here verloon. So iets is net nie moontlik nie. Dis net nie moontlik nie. Hulle hoor een van hulle gaan hom verraai. Dis of die maatjie onder hulle voete uitgeruk word. Dit maak net nie vir hulle sin nie. Hier waar hulle gevoel het, hulle is nou op die hoogtepunt van hulle bediening bereik het. Hulle het soveel geleer. Hulle het Jesus gesien wonderwerke doen, gesien Jesus op die donkie ry en die mense wat met afwagting uitroep Hosanna. En nou hierdie woorde, dit maak nie sin nie. Hulle staan opgelei, gereed om uit te gaan, om te gaan doen wat hulle geleer het by die Here. Dit maak nie sin nie. Jesus self was ontsteld en ons lees dit in Johannes 13 vers 21. Tog word sy teeder sorg en liefde geopenbaar deur hierdie woorde. Laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. Die belofte van troos moet gee wat hulle nou nog nie verstaan het nie. Die gelykenis van die wynstok, die belofte van die trooster wat gaan kom en vele ander troostwoorde. En dan kom ons na die pad na Getsemane. 'n Pad wat van Sionsberg af langs die paleis van die hoëpriester verbygaan, langs die historiese gedenksteen van Dawid se seun Absalom verby, met die kinderen vallei langs tot in Getsemane, plus minus 1500 meter vanaf die boventrek. Tree vir tree stap hy. Hy het geweet, daar waar hy stap. Hy gaan na dieselfde pad opdraan en terugstap. Geboei, verniel, verneder, tot by die paleis van Kajafas. Ek wonder, wat het deur sy gedagtes gegaan? Absalom se naam beteken Vader van Vrede. Jesus word die Vredevors genoem. Albei het in die vleuel van hulle lewe onnatuurlik gesterf. Albei het aan die einde van hulle lewe aan 'n boom gehang en gesterf. Absalom wou ten alle koste die kroon dra as heerser en hy het niks ontsien nie en hy het geen vrede gebring nie. Jesus is gekroon met 'n doringkroon sodat daar vir ons sekerheid en verlossing kan kom. Absalom het vir Dawid met skandes en skandes en skandes gebring. God die Vader het meer as een keer die volgende van Jesus gesê: dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Die heelal hou asem op. Die spanning tussen die koninkryk van lig en donkerheid van die duisternis, tussen saad van die vrou en die slang, het nou 'n kritieke oomblik bereik. Toe het hy Getsemane binne gegaan. Hoe weet ons werklik wat het in die tuin gebeur daai aand? Ons lees van twee ongewone dinge. 'n Engel het aan hom verskyn en hy het bloed gesweet. Sy worsteling gaan ons verstand regtig te bowe. Ons kan ons dit nie indink nie. Hy was broos. Hy het sy 3 naaste disippels nodig in die tyd. Indien sien ek ook iets anders. Ek sien dat met die 3 wat hy gesê het om te gaan, het hy die ander gespaar. Dat hulle nie so ontsteld word nie. Hy het hierdie 3 gevat om saam met hom te gaan. As hierdie 3 tog net vir hom kon bid, as sy vriende tog net naby hom kan wees. Geen menslike krisis in die geskiedenis van die heelal sal ooit met hierdie eensame worsteling vergelyk kan word nie. In sy menslikheid het hy hulle nodig. Neem hy hulle so ver as moontlik met hom saam. Hy het tussen 30 tot 40 meter van hulle af gaan bid. Ons lees dit in Lukas 21 vers 41. So benoud, so alleen. 3 keer was hy by hulle, maar hulle slaap. Ons oordeel maklik en sê, as ons Jode was, sou ons nooit die Here verraai het nie. Ons sê, as ons in die tuin saam met hom was, sou ons ook wakker gebly het. Ons sê dit maklik. Maar Jesus het verstaan. Hulle het geweet, iets verskriklik is besig om te gebeur. Hulle weet nie wat nie. Hulle het nie geweet hoe en hoekom nie. In hulle menswees
het hulle gedoen wat ons almal dikwels doen. As ons nie iets kan hanteer nie, wat doen ons? Ons gaan slaap. Is dit nie so nie? Baie keer as jy het nie 'n oplossing nie, jy weet nie wat te kan doen nie, dan gaan krul jy jou maar daar op die bed op. Tog kom die vraag by my op, en dit het my ek het baie keer daaroor gewonder, hoe kon hulle vertel het van die engel wat by die Here was? Want glo my, as ek 'n engel sien, sal ek waarheid wakker wees. Ek sal beslis nie anders slaap nie. En ek het baie gedink daaroor. Kan ons indink hoe hulle gevoel het, toe Jesus na sy opstanding aan hulle verskyn het? Hulle kon dit eers nie glo nie, en toe die werklikheid, en die besef dat hulle gevlug het, geslaap het, getwyfel het. Ek dink hulle was so skaam en so hartseer. Hulle het bitter sleg gevoel, omdat hulle nie kon wakker bly nie. En ek glo, en dis maar my opinie, dat die Jesus in sy liefde en deernis vir hulle vertel het, die Vader het vir my 'n engel gestuur om my te troos. 'n Engel was daar om my te troos. Geen mens sou ooit die beker kon drink wat Jesus moes drink vir ons nie. Geen een van ons sal regtig kan vertel dat ons weet wat Jesus deurgemaak het nie. Wat was die inhoud van hierdie bekers? Kom ons dink bietjie daaroor. En ek is seker baie van ons kan baie goed byvoeg. Maar ons begin by die belangrikste ene. En ons lees dit in Jesaja 53 vers 4 tot 6 en 9. Een van die grootste bestanddele was die oordeel van wraak wat God op die sonde en ongehoorsaamheid van die mensdom. Die heiligheid van God staan direk teenoor die mens se sonde en onheiligheid. En in Jesaja leer ons dat hy het God se oordeel en wraak wat ons verdien het op hom te geneem. Dis verskriklik. Verder was daar in die beker die wete van die onmenslike fisiese smart wat die volgende 18 uur op hom gewag het. Hy was 100% God, 100% mens. Soos ons het hy honger, dors, moeg en vaak geword. Ek glo hy het as kind ook sy voet gestamp, ook bietjie gehuil, ook gevoel sy mamma hom troos wanneer hy seer gekry het. Hy het egter geweet wat gaan met hom gebeur. Kan ons onsself in sy skoene plaas? Hoe sou dit voel as ons soos hy geweet het wat wag op ons? Meer nog, groter nog die wete dat hy ons enigste hoop was en is, het Satan sy aanvalle teen hom die felste as ooit geword. En dit word nie ten volle beskryf in die Bybel nie, maar Satan en sy bose engele, sy heerskappe, sy lewe, sy toekoms was op die spel. Niks het hulle gekeer nou nie. Niks het hulle gekeer en hulle het niks ontsien nie. In die beker was al ons sondes, die hele wêreld se sondes. Ons arrogansie, ons manipulasie, ons veroordeling van ander, ons skynheiligheid, ons selfvoldaanheid, ons wreedheid, ons mishandeling en vele meer. Geheime sondes, saamgemeng is al die pyn, smart, gebrokenheid, verwerping, verlatenheid, elke pynkreet, elke traan, onvolmaaktheid van die begin van die sondeval af. Daarin is al die trauma, lyding soos kanker, tering, depressie, verslawing, elke siekte wat ons tuister. Dit alles was in sy beker. Hy het dit gedrink, gedra tot op die laaste druppel. Hoe groot is sy genade en vergifnis? Soveel so dat Petrus en ek en jy met geloof en vrymoedigheid vanoggend kan sê, deur sy wonde het daar genesing gekom vir ons. Nou vra ek weer, hoe het hierdie mossie op hierdie muntstuk gekom? Dis nie deur mense toedoen nie, want geen mossie sal vlieg per toeval en op iemand se skouer kom sit nie. Is onwaarskynlik, dit gebeur nie. Dit is regtig 'n bonatuurlike gebeurtenis. Daai mossie het op die muntstuk gekom deur sy lyding, deur sy aanvallers tegemoet te stap sonder twyfel. Jy weet, ons sien baie keer, ek weet nie julle nie, maar ek het in my kindwees en jonger tyd, het ek altyd Jesus as hierdie lam wat, hy gaan deur dit en hy word mishandel wat ook. Ek besef meer en meer, maak nie saak wat daar met hom gebeur het nie, hy het gestaan as die seun van God, want hoor wat sê hy, hier kom almal met hulle ligte en alles na hom toe, met die lampies, en hy sê, vir wie soek julle? En hy sê, dis ek. Vir wie soek julle? Dit is ek.
En ons leer dit in Johannes, hulle het teruggeduins, en ons kyk daai verse nie baie keer raak nie, maar hulle het teruggeduins en op die grond geval. Ons sien dit baie keer raak nie. Ons sien dit, hier is Jesus, die prentjie, hier word hy gevang, gevat en hier word hy gesleep en hy word gemartel. Hulle het teruggeduins en op die grond geval. Laat ons nie 'n fout maak om Jesus soos met 'n lam te vergelyk, soos een wat gelate en verwese sy lot aanvaar nie. Dit is so, hy is die lam van God. Maar laat ons bietjie lees mooi wat sê die Bybel. Nee, hy kyk hulle vierkantig in die oë. Hy sê dit is ek. Net so gebeur dit nou, skielik, hier word 'n ou se oor afgekap. Hou hulle nie vir Jesus nou vas en hy kan nêrens gaan nie? Wat sê hy vir Petrus? Hou op. Dis genoeg. Hou op, dis genoeg. Hoe sien ons hom? As hierdie, nee, hy sê, en almal staan terug. En wat doen hy? Hy gaan sy die oor terug. Niemand het hom teëgestaan nie. Weer sien ons Jesus wat toelaat dat hulle hom gevangenes neem. En ons hoor sy woorde. Hoor mooi wat sê hy vir hulle. Dink jy dat ek nie nou tot my Vader kan bid en hy vir my meer as 'n 12 legioen van sy engele beskikbaar sal stel nie? Dink jy nie dat ek kan nie? Dis groot woorde hier en ek het dit baie bepeins aan. Die mossie op die muntstuk het gekom omdat Jesus deur 6 verhore gegaan het, waarvan 3 duidelik onderskeidbare siviele verhore was. En die ek is, wat alles in stand hou, wat kon spreek en dit was, kyk hulle in die oë en hulle vra vir hom, is jy die seun van God? En hy antwoord hulle, die geeseling, die doringkroon, die lafhartigheid van Pilatus, dit ten spyte daarvan van die goddelike waarskuwing wat sy vrou ontvang het, nog steeds probeer hy sy handjie skoon was. En ek glo hy kon nie Jesus in die oë kyk nie. Ek glo hy kon nie. Ek dink hy het dit maar so gedoen. Ek glo nie hy kon nie. Nie nadat Jesus vir hom geantwoord sê, ek is nie. Ja. Jesus se naakte liggaam aan die kruis en ten spyte van die verskriklike foltering waar hy met rou geslaane rug teen 'n ruwe hout vasgespijker is, beer sodat sy longe kan asem inkry. Hoor ons verlosser. En ons moet bietjie mooi dink oor hierdie ding ook. Dit het my so diep getref. Ek sê ons sal nooit genoeg uit die Bybel uit kan leer nie. Hy hang nou daar. Hy is regtig voddig geslaan. Hy's stikkend. Hy's in sy eie pyn. Ek meen, vat net vir jouself pyn. Jy met jou pyn. Ek het nou die dag met 'n Rottweiler my vingertjie gebyt en ek weet hoe seer was dit. Maar jy vat daai pyn van jou en hier hang jy en hy hoor die versigtiging van 'n sondaar langs hom. Dadelik draai hy sy aandag. Dadelik. En hy gee vir daai man verlossing en redding. Dit is ongelooflik. So sien hy sy moeder en haar smart en ons hoor sy opdrag aan Johannes. Hoe is dit moontlik dat hy kon uitroep, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hier is liefde bokant ons verstand. Goddelike, reddende, verlossende liefde. Ons kan dit nooit verstaan nie. Dit is so groot. Selfs die eerste mossie op die minste kan dit vir ons sê nie. Kan nie dat ons dit in volle begryp nie. Ek is besig om 'n boek te lees van Isaac Burger en Leon Wagner, wat 'n forensiese patoloog is. En in die boek beskryf Leon wat gebeur met 'n mens se liggaam wanneer daar sekere dinge met jou gebeur. Ek kon daai boek regtig nie neersit nie. Hy het ook verduidelik dat dit is moontlik dat mense kan bloed sweet. En hy vertel daar's al gewone mense wat al bloed gesweet het. En hy probeer uit 'n mediese oogpunt verduidelik as patoloog hoe dit gebeur en hoe verskriklik was Jesus se lyding. Maar ek top ook oor iets anders. En dit is iets wat ek wil dit by julle laat, miskien kan julle ook daaraan dink. Die 3 ure van donkerte daar by die kruis. Daar is nie veel van dit opgeteken nie, want niemand kon iets sien nie. 3 ure, wat het agter die skerms gebeur daar? 3 ure. Ek wil julle sê, Satan sou hom nie gelos het nie. Hy sou nie daar die laaste oomblikke terugstaan en net gekyk het nie.
asem ophou, die hele heelal het asem opgehou. Daardie laaste oomblikke, ons swak Heiland se 3 ure, wat Satan alles moontlik gedoen het om die Here aan te moedig om op te gee en uit te roep. Die prys is te groot vir my. Ek in my menswees dink baie keer, die Godheid se liefde vir ons, besef ons hoe groot is dit. God kon die bloudruk van die skepping van die tafel afgevee het. Het jy al ooit daaraan gedink? Hy kon. Hy kon toe die Adam en Eva sondig, nou kon hy gesê het, nee, ek maak alles nuut oor. Ek wis Satan en sy engele, ek wis alles uit en ek begin van voor af. Maar hy het nie. Hy het nie. Dit is ongelooflike liefde vir ons. Elkeen van ons wat hier sit, is gebore spesifiek met 'n doel, met 'n rede, omdat hy ons so lief het. Ek wil ook vir julle vertel, die mossie storie is sleg van krag, omdat Jesus vir ons lewe, gesterwe en weer opgestaan het en hemel toe gevaar het. Die mossie se storie sou geen krag gehad het, as dit nie verseël was deur die kosbare bloed van Jesus Christus nie. Dit sou nie. Elke laaste druppeltjie. Ek lees nou die oggend uit Rosa Duvenage se lewenssketse, die ervaring wat sy gehad het by Mosselbaai. Ek geniet haar boeke verskriklik en ek kan julle enige tyd aanraai as julle wil mooi lewensverhale wil lees, vind bietjie uit waar kan julle haar boeke kry. Sy het langs die see gaan stap en gesien hoe pa en ma saam met hulle seentjie uit die Vrystaatse motor klim. Sy kon sien die ma en pa was moeg, die reis was lank. En ek het ook dadelik gedink aan ons kinders. Ek weet nie of julle kinders nie, as julle lank pad ry. Hoe ver nog? Hoe lank nog? Hoe ver nog? En die mamma en pappa het uit daai voertuig uitgeklim met arms vol sambrele, piknikmandjie en wat ook al. Uit die parkeerterrein gestap na die strand toe. Nou dink ek die klein mannetjie was seker foosmoeg vir die ry. En hy het nie meer vertrou dat hy gesê, dis nog net 'n rukkie nie. Hy het nog geen see gesien nie, maar hy het uitgeklim. En met die uitgeklim het hy opgewonde sy geel padskrapertjie, wat hy so gekry het by ma en pa, sommer daar in die parkeerarea gevat en begin sand rondstoot, want daar is seesand daar, en hy stoot daar rond. Sy pa bly hom roep en sê, kom, die sand daar, hier's baie sand hierso. En daar, kyk, daar's baie see, jy kan speel. Selfs in daai versekering, nee, hy vertrou hulle nie. Hy bly maar stoot hierso. En dit net 'n paar tree vorentoe is die volstrand met die see. Maar hy wou niks weet nie. Ek kan die klein mannetjie amper verstaan, regtig. En die pad was lank en hy was opgewonde en hy het net aan die padskraper in die sand gedink. Ja, die see ook, maar nou, hy het 'n padskraper en hy het sand gesien. En daardie sand was vir hom oorgenoeg. Sy pa het alles gaan neersit, hom opgetel en met hom strand toe gestap. Rosa bring, net soos Rosa kan, 'n wonderlike vergelyking vir ons. Ons is so vasgevang in ons krisisse, dat ons soos die seentjie met sy stootskrapertjie net hier al in die sand rondstoot. Ons stoot net hier rond. Ons kom nie daar nie. En ek het baie gedink oor dit, en ek het ook al baie keer, laat ek julle vertel, stoot ek maar net hier rond, dat ek nie kan verby dit kyk nie. Maar net 'n tree, net 'n paar tree verder, verby ons mensgemaakte versperrings, verby ons doringdraad heininge, wys die Vader vir ons, deur sy Seun, dat daar 'n ewigheid wag. Baie versperrings kan wees siekte, teleurstellings, werkloosheid, selfs ons foute wat ons maak. Jy het 'n verkeerde fout gemaak en jy dra nou die gevolge daarvan. Dit kan wees omdat ons nie kan of wil vergewe nie. Dit kan ook wees dat ons so vasgestrenge is dat ons al in die rondte soos die seentjie daar in die parkeerarea die sand rondstoot. Ons sien nie die groot ewigheid voor ons nie. Ons glo dat ons nooit kan groei tot die volle potensiaal wat die Here vir ons het nie. Ek het baie gedink oor die mossie op die muntstuk. Hierdie mossie, wat ek aan gedink het deur hoeveel hande al gegaan. Wie van ons het nie al so 'n mossie in ons hand gehad nie? Bedeldaarshande,
Dalk as jy in 'n winkel kom en jy is besig in jou beursie om klein geld bymekaar te maak om maar melk te koop en jy kry al jou klein geld bymekaar. Of eenkant gesit, nie veel werd nie. Eintlik net 'n oorlas vir 'n vol beursie en ons gooi hom in 'n bottel of in 'n blikkie. In 'n spaar, in 'n laai of andersdin lê op die sypaadjie. Te min om op te tel. Hanteer ons die mossie boodskap so, te besig, of hou ons dit so styf vas in ons handpalm in tye van seer, te min, te onseker, te moeg. Ek vir myself in hierdie nuwe jaar, 2025, wil ek hierdie mossie boodskap styf teen my hart koester. Ons almal wat hier sit kan vertel, van watter ding het ons deur hierdie jaar gedoen. Party van ons baie rof en swaar gekry, ander beter. Maar ek dink ons almal kan vertel, ons almal gaan gebukkend oor baie dinge wat om ons verander. Vir ons, vir my en jou, stuur die Here 'n mossie. Enetjie wat op ons skouer kom sit. Enetjie wat ons sal leer dat Satan se strafkampe, sy lemmetjiesdrade is by Jesus se kruisiging vernietig. En soos wat die pa sy seentjie gedra het om vir hom te wys wat vir hom wag, net hier oor kan die bultjie, so dra die Here ons. So wil hy ons dra, as ons net toelaat dat hy sy arms om ons kan slaan. Dis agape liefde. En nou weet en verstaan ek hoe die mossie op die halfpenny gekom het. Dit was nie generaal Jan Smits nie. Dit was die groot ek is wat hierdie klein mossie se boodskap vir ons gegee het. Dankie. Kom ons sluit ons oë. Ons hemelse Vader. Is ons nie maar almal partykeer soos daai ou seentjie wat in die kar moeg gery is nie. En dit voel of dit nooit teen einde gaan kom nie. In die oomblik as U vir ons begin openbaar wat U planne is vir ons, wat U wil alles vir ons doen en U ontsettend lief het U ons, dat ons vir 'n rukkie sal vashak en tevrede wees om te dink, hierdie klein stukkie ligkolletjie wat ons het, dit is al wat daar vir ons is en ons stoot met ons stootskrapertjies daar rond. En Here, hoe ongelooflik is dit, dat U as Vader en U as Seun en Heilige Gees nie ongeduldig met ons raak nie, maar dat U omdraai, neersit en na ons toe stap en ons optel en vir ons sê, kom ek wys vir julle, wat is aan die ander kant hierdie duin. Kom ek wys vir julle die see. Kom ek wys vir julle hoe groot is dit. Moenie vasgevang word in hierdie kort oomblikie van ons lewe. Party van ons is gelukkig, ons word 70 jaar. Party nog meer, 80 of 90 en ander baie jonger, Here. Maar dat hierdie alles 'n tydelike ding is. Here, my gebed is vir ons almal dat 2025 dat die mossies op ons skouers sal kom sit. Daai ou dun beentjie mossie en 'n boodskap vir ons sal bring om te sê, ons is kosbaarder as kosbaar. Ons moet ophou ons afkraak en ons sien ons is niks werd nie. Ons kan nie dinge doen nie. Ons is nie in staat vir dit nie, of ek is te moeg of wat ook al. Vul ons, Here, met U Gees. Openbaar aan ons, wat se voetstappe moet ons loop, wat se tree moet ons gee, in watter rigting U ons ook al stuur, Here, en dat ons dit met geloof aanpak, en dat ons met vreugde in ons hart, ons eerste tree sal gee, in 2025, en uitsien daarna, Here, om U boodskap te gaan verkondig, daar waar mense moeg en seer, baie keer voel is te sondig, te sleg, niks werd nie. Vra dit in Jesus naam alleen. Amen.